Kom praat uit wat ons die geleerde ervaar. En ons drie het vir hierdie jaar in September die naweek bygewoon is 15 ure van The World Needs a Father. En dit is die boek en dit is geskryf deur Cassie Carstens in die agterop. Dit is 'n foto van Cassie en sy Jenny wat nou handel oor The World Needs a Father. En ek kan sommer net so 'n bietjie vertel van sommer uit my notas uit wat ons geleer het en ons gaan sommer net so 'n bietjie deur van die goeders praat. So The World Needs a Father en daar is so 8 hoofstukke daaruit. Miskien moet ek dit net eers uithaal dit verduidelik. Ek gaan dit sommer net so verduidelik met hierdie diagram. En hierdie kan wys waar tans is chaos in die wêreld en waar wil ons wees hierdie kant waar daar hemel by die huis is. En dan is hier 8 hoofstukke. Hoofstukke 1 en 2 hier gaan oor moet ek net self kyk oor Satan came to earth and cry of the children. Ja, kyk flip. Excuse me, ek net sê gou weer die eerste 2 Satan came to earth. Ja, oor Satan came to earth. En die tweede hoofstuk is the outcry of the children. En dan die derde hoofstuk is every season count. Van 1 tot 6 jaar, van 6 tot 11 jaar, dan by die tienerfase 11, 12, 13, en dan tot en met 18 tot 25, en dan verder. En dan hoofstuk 4 gaan hier oor father and mother wounds. Oor vader en moederwonde en 90% van alle mense het vader en moederwonde opgedoen. En hoe om daarmee te deel en hoe om dit te herstel. En dan hoofstuk 5 gaan oor real manhood, real fatherhood. Wat is 'n man? En een van ons kollegas naadloop met dit verskriklik mooi aan. Wat is 'n man? En dit gaan oor man soul, boy soul. En dan as ons kyk hierdie verteenwoordig 'n huisie. Wat daar gaan is 4 dinge wat moet gebeur to test whether you are a good father. En dit handel dan oor moral authority, identity and accountability, selfless sacrificial love, en dan affirmation, die rol wat 'n pa moet speel. Nou, ek kan sommer daar net so een en ander sê, 'n pa moet 4 goed doen. Hy moet, en ek onthou dit sommer as die akroniem OSIP, 'n pa gee autoriteit. Die S staan vir sekuriteit, en die I staan vir identiteit, 'n pa vestig identiteit, en die P staan vir die ontwikkeling van potensiaal. So ons gaan poog om sommer vanoggend net so deur dit te praat, net so al as 'n lusmaker vir wat kan kom vir die naweek. So The World Needs a Father is niks anders as leierskap uitoefening, en leierskap is eintlik maar invloed in ander mense. En dis 'n koninkryks DNA, soos wat Cassie dit uitdruk, en ek gaan baie praat van Cassie, want hy is die stigter van The World Needs a Father. En die vraag is dan, hoe leef ons as mense? Hoe leef ons Jesus? En die antwoord daar is ons wil graag die hemel huis toe bring. Wat beteken dit om hemel huis toe te bring, om hemel by die huis te hê, waar daar geen konflik is? En dis wat die prentjie of die diagram illustreer, van chaos in die wêreld tot wat jy kan sê,
ek het hemel by die huis. En ek gaan spesifiek Cassie se storie vertel, wat hy vir die afgelope 13 jaar sê hy het hemel by die huis. En hy het dit vir die voorafgaande 30 jaar nie gehad nie. Hulle was gelukkig getroud, maar hy kon nie met vrymoedigheid sê hy het hemel by die huis nie, en ek sal die storie vertel van hom en Jenny hoe hulle daar uitgekom het. En sommer net nog 'n vraag, is daar konflik in die hemel? En dit klink nou na 'n snaakse vraag, maar Jesus het die hemel aarde toe gebring toe hy sy seun daarvoor opgeoffer het. En sommer net een van die vrae in kerke en dan wat is die probleem? Is dat te min kerke, kom dat te min mense kerk toe? En dan is die vraag, watter land het die meeste kerke per vierkante meter? En die antwoord daarop is Jamaica. Maar in Jamaica word 85% van die kinders buite die eeg gebore. Sjoe. Dis die meeste kerke, maar 85% van die kinders word buite die eeg gebore. Die volgende is, watter land het die meeste kerkgangers per capita op 'n Sondag? Die antwoord daar is Nigerië. Maar in Nigerië vier misdaad en korrupsie vierde doodtyd. En dan oom Marcus of Louis het gesê ek is by die munisipaliteit, en wat my aangeraak het September verlede jaar is toe hulle die vraag vra, wat is die grootste probleme in Mamasburg? So wat is die grootste probleme in Sutherland? En kom ons staan net so 'n oomblik stil daarby. Wat sou julle sê, kaptein, is die grootste probleme in Sutherland? Drank, Ja, dwelms, ja, tienerswangerskappe, geen ouers en die kinders ek kry nie by die huis 'n ouer figuur nie, want die ouer is dronk. So die kind kom by die huis, hy bly weg uit die skool uit, hy gaan nie meer skool toe nie. Ons het 'n groot school dropout. As jy vat, ons laerskool is 400 iets kinders, en hoërskool is 100 iets kinders, waar is daai 300 kinders wat weg, ergens is die kinders uit weggeraak, en ons probleem is by die meeste by die laerskool, waar die kinders nou begin ook dropouts raak, en dit raak nou kom in die stelsel in, waar daar is, en dan die ander ene is natuurlik, die mense kry geld, die windplase wat nou hier is, maar hulle weet hoe om met geld te werk. So dis wat uit my oogpunt kort en kragtig. Ek weet nie of die ander kan antwoord. so julle dan nie soms, Die probleem het vererger. Van vaderloos na moederloos. As dit nie vir die ouer generasie, oumas en goeders is, het 'n groot klomp van die mense nie, kinders nie 'n backup nie. En dit wat vir my hartverskeurende was. Eers het die mans begin om die ding te versaak. Maar ek tel nou op dat die vrouens baie sterk. Ook nie afslaan op kinders nie, want ons praat daagliks met wat ek die kinders wat weet, maar hoekom sit jy nou hier 9 uur in die aand of 10 in die aand? En dan is daar nie 'n ma nie. Ek wil hom na sy ma toe vat, dan sy verantwoordelikheid vat, maar sy is by haarself nie, of sy is by die huis nie, of waar ook wat. Hoe geraak is ek is betrokke by gevangenisbediening in Mamasburg. So ek werk elke oggend van 9 tot 11 werk in gevangenis, geestelike werk. En ek het eendag met 210 gevangenes het ek 'n onderhoude gevoer. Van die 210 het 196 onder 'n paar groot geword. Van die 196 het 172 by hulle ouma skool geword. Yes. Om nog te sê. Maar dit sê my jou ouer generasie, mense was nog meer gestruktureerd. So die hele gesinsstruktuur
het verbrokkel. En die uiteinde van dit is gewelddadig. En dan die onderwysstelsel ondervang baie kinders nie. Die Alfonso-droom kinders in die Noord-Kaap is syfers. Ja. Is skrikwekkend. Daar is soveel van die kinders wat eintlik nie in 'n gewone hoofstroomskool kan skool gaan nie. En so die juffrou worry ook nie as sy, want sy is 'n probleem as jy 30 leerders voor jou het, maar jy het kinders wat intense aandag nodig het, wat in graad 3 of 4 nog net 'n sirkel kan trek of dit kan doen. Hy kan nie daai doen nie. Daar is hier iets wat hulle kan ondervang, wat hulle iets aanvaardig kan leer en dissipline kan leer en wat ook al. Maar ek bly nog stil. No, as mentioned, it's the family structure. Because everything starts at home. So if your family structure is gone, everything is gone. Nou, die probleme wat julle skets, het alle dorpe en areas. En ons kan maar daar bysit, werkloosheid, Yes. en ons kan maar in Mamasbury se konteks bysit, misdaad. My misdaad is nie hier so 'n groot probleem nie. Nee, is maar nie. Maar al hierdie goed, en hierdie was vir my die sjokker, al hierdie goed is die nagevolg van vaderloosheid. Ja. In Suid-Afrika, en jammer ek gaan dit nou kras uitdruk, want ek wil net die onderskeid trek, 14% van Indiër kinders weet nie wie se biologiese pa is. 20% van wit kinders weet nie wie se biologiese pa is. 46% van bruin kinders weet nie wie se biologiese pa is. En 79% swart kinders weet nie wie se biologiese pa is. So, die vader figuur in die huis, en ons gaan net nou by seker goed kom, hoe belangrik die vaderfiguur in die huis is nie teenwoordig nie, daarom verbrokkel, dit is die gesinsstruktuur. En in Mamasbury is Cassie besig met 'n inisiatief wat goed loop, so gelyklopend, waar aan die een kant ons besig is met Dad's Talk, waar hierdie handel, en dan is daar ook 'n gedeelte vir vroue, wat spesifiek handel oor mother design. Maar die uiteinde, en as ons die beginsel kan toepas van begin with the end in mind, dan gaan dit oor dorpstransformasie. Die einddoel is dus dorpstransformasie, maar is 'n klomp goed wat intern begin. Ek is besig by die munisipaliteit om in volgende jaar wil ons, en ons moet nou ongelukkig uitgaan op tender om dit te doen, om elke munisipale amptenaar deur 'n 2 dae sessie te sit van Dad's Talk. Want daardeur herstel ons die verhouding by die huis en die gesin, en die munisipaliteit kry 'n beter werknemer terug, en daai beter gesinsstruktuur lewer 'n bydrae tot 'n gesonder gemeenskap. Dan kom ons by dorpstransformasie uit. Ek haal sommer hier aan wat vir my nogal belangrik was wat Cassie gesê het is, as jy vir die beweging, en dis 'n beweging, as jy vir The World Needs a Father wil werk, is die eerste vraag is, hoe lyk jou huwelik? Sure. Is daar hemel by jou huis? En as iemand vir jou vra of jy 'n Christen is, moenie antwoord nie. Sê vra my vrou of die dames vra my man. So julle kan my vrou vra. Jesus het gesê, let's design a new world. Let's bring heaven to home. En kan ons dit net onsself indink, as ons hemel by die huis kan hê? As jy hemel in jou huwelik kan hê, hoe great moet dit nie wees nie?
So om hemel by die huis te hê, om die uitdrukking te gebruik, is bloot om nie konflik by die huis te hê. Die mooiste woorde ooit wat iemand vir Cassie kan sê is, ek het die hemel by die huis. En hy vra dit ook sommer dikwels. So waar kom die beweging vandaan? Cassie het gestaan en ek dink die land is Tanzanië, toe hy sendingwerk daar gaan doen het. En al die jong seuns staan daar rond en hy begin met die leiers van verskillende stamme te praat. Een op een. Dis nou 'n refugee camp, hè? Ja, Vlugtelingkamp. ja, dankie Flip. En hy vra, wat is fout? En die een leiersfiguur van die stam vertel, die rebelle het hier gekom met hulle AK-47's en hulle machetes en hulle het al die seuns aan 'n ry laat staan. En hulle het 'n 6-jarige seun gevat. En toe begin hulle, soos hulle dit doen, short sleeves maak. Kap sy hande af, kap sy arms af. En die man vertel hom, die stamhoof vertel hom, dit was my oudste kleinseun. En die volgende stamhoof vertel, hulle vat 'n swanger vrou en hulle haal die baba uit en hulle vermink beide. En dis nou 'n ander stamhoof en hy sê dit was my dogter. Cassie sê en hy roep uit, Here, wat is fout in Afrika? Wat is fout met die samelewing? En toe besef hy, dit gaan oor vaderloosheid. En dis waar die beweging begin het. Vaderloosheid. En dis waar die naam vandaan kom. The world needs a father. En dis tweeledig van aan. Dis paas, soos in die menslike figuur, of 'n sosiale pa, ons noem dit sommer 'n proxy pa. Dit kan ook die afrigter van die rugbyspan wees, wat die rol begin speel, of die onderwyser by die skool, wat die rol kan begin speel vir vaderlose kinders. En dan wil ek sommer kom by die gedeelte van, en ek vra dikwels mense en by die werk ook sommer, wat is die laaste boek van die Ou Testament? En dan toets ek sommer die kennis van die Bybel, maar hulle het my ook vasgevra, toe hulle my gevra het, ek kon nie onmiddellik dink, wat is die laaste boek van die Ou Testament nie? En dit is Maleagi. En Maleagi het net 4 hoofstukke. En die 6de vers van Maleagi 6 sê, vaders en kinders, julle moet met mekaar versoen, anders sal ek kom en 'n sondvloek oor die aarde uitspreek. Oor die land uitspreek. En omdat die sinskonstruksie in Engels anders is waar die werkwoord op die einde is die heel laaste woord in die Ou Testament 'n curse. Dis die woord curse. Dis 'n vloek. En dan 450 jaar gelede, later, het is dit Johannes of Markus? In Lukas 1 vers 17, maar dit gaan oor Johannes die Doper en Elia, wat hy ook vaders en kinders versoek het om met mekaar te versoen. So rondom dit, die curse, die vloek, en ek dink daar is baie keer 'n vloek van vaderloosheid. En waar kom dit vandaan? Van Satan. Hulle het met sataniste gepraat en gevra, as julle vloeke uitspreek, wat doen julle? En nou kan ek nie die volgorde onthou nie, Flip en Markus, miskien kan julle, maar onder andere is dit, dat die predikant of die pastoor se preek nie ontvang word. En dan ook onder andere 'n vloek dat die geestelike leiers se kinders moet stout wees as ek dit nou so kan uitdruk. En dat is nou 'n derde een wat ek nie kan onthou nie.
Maar dis wat Satan wil hê. Want wat wil hy hê? Vaderloosheid. Daar het hy die jong mense in die palm van sy hand. En dit is waar die gedeelte van Maleagi en Lukas by mekaar inpas. Wat baie interessant is, ek wil sê vaders, maar baie van die nuwe vertalings sit daar aan vaders en moeders, weer om die struktuur van die huishouding op te mors. Maar die oorspronklike skrif is vaders, nie moeders nie. En dan bring ons moeders in om die struktuur weer te wil swaai. Cassie het gewerk in Kaimani en vlug dan die kom sommer uit. Oom Marcus ook. Cassie het in Kaimani gewerk. En hulle het daar 'n jong dogter, haar naam was Abongile. En Abongile was net vaderloos en huisloos. En die Here het met hom gepraat en hulle het Abongile ingeneem in hulle huis en hy het reeds 3 ander kinders. En hy vertel so 'n mooi storie en ek kan nie al die detail onthou nie. As die ander kinders in die kamer gekom het en kom nag sê, het hulle kom drukkies en soetjies nag pappa en mamma. En Abongile het net altyd so by die deur kom staan en gesê good night. En die een aand kom sy en sê sy good night Daddy. Hy sê dit was vir hom die grootste oomblik in sy lewe. En hy het opgestaan en haar gehad. En toe weet hy het 'n dogter geword. En uiteraard het sy saam met hulle en saam met die ander kinders groot geword. En daar's 'n ander baie mooi storie van sy, ek gaan dit op sommer nou vertel, van sy kinders vir Kersfees. En dus voor hulle vir Abongile aangeneem het, gaan George sy seun en ek dink dat hy 2 dogters, gaan en sê, hulle is opgewonde oor Kersfees, papa, mama, wat gaan julle ons koop op presente? En toe besef hy, hy sê wat, sê hy, nee, Kersfees moet eintlik nie gaan oor ontvang nie, moet gaan oor gee. En hulle besluit dit, julle kan vir julle elke 'n maatjie nooi, om saam winkel toe te gaan, dan koop jy vir jou maatjie. En so elkeen van die 3 kinders, bring nou 'n maatjie wat hulle dink nou 'n geskenk nodig het. En George, die oudste seun, het 'n maatjie gevat en hy kom by sy pa aangehardloop en sy oë staan net so groot. Hy sê, papa, maar ek kies vir hom 'n pop. En Cassie sê op daai oomblik te dink hy, sjoe. En toe sê George, nee papa, hy kies die pop vir sy sussie. Iemand wat kind wat niks het, wat die geleentheid het om 'n geskenk te kan kies en die bedrag wat genoem was was R200. Hy het niks, maar hy verkies om eerder vir sy sussie 'n pop te vat. Toe sê Cassie, hy kan vir hom ook nog iets koop wat eintlik 'n baie mooi storie is. En later jare, dit het so groot impak op George gemaak. George is 'n gekwalifiseerde CA, het hy later jare sy pa gebel en gesê, is dit verkeerd as ek vir my vriend help om 'n huis te koop, voor ek 'n huis het? So sê pa, nee, jy kan dit doen, as jy dit wil, maar kyk net waar is dit vasgelê, op daai ouderdom, toe hulle van Kerspresente koop het. En die hele beweging, en ek kan dit van my getuig, dit het my daai naweek van September verlede jaar, het dit my nie net geïnspireer, dit het my getransformeer. Soveel so dat ek dit die tweede keer, sommer in Oktober van daai selfde jaar, bygewoon het en vele kere daarna. En elke keer as ek dit bywoon of as ek deel is van 'n groep wat dit aanbied, dan beteken dit vir my iets. My vrou het baie daarvan my gesê, ek dink is tydlik jy dit weer 'n naweek gaan aanbied. So ek was seker in die moeilikheid by die huis. En die skokkende statistiek is, in Kayamandi word daar 1 uit elke 4 dogtertjies
verkragt voor hulle 10 jaar oud is. So 25% voor hulle 10 jaar oud is. En toe Cassie en Kaimandi gewerk het, toe was daar 46 predikante. Toe sê hy vir hulle, maar hoekom het julle nog nooit hieroor gepreek nie? Hoekom neem julle nie verantwoordelikheid hiervoor nie? Dus sê die Here vir hom, Cassie, maar hoekom staan jy op die kantlyn? Wat van jou? En dis waar hy en Jenny daarby betrokke geraak het. In Kayamandi is daar die 4de geslag, swart mense, swart kinders, wat nie weet wie hulle biologiese pa is nie. Dis in hoofdtrekke hoofstuk 1. Nou kom ons by hoofstuk 2, The Cry of the Children. En dit handel oor die probleem van vaderloosheid. En vaderloosheid gaan oor wat ek net al gesê het, 'n proxy pa, of 'n sosiale pa, of 'n rolmodel, die skoolonderwyser, die rugbykaptein, die rugbyafrigter, 'n vriend van jou, se pa, wat daai rol kan inneem. En jy verduidelik maar want nou net vaderloosheid 'n afwesige pa is nie noodwendig dat dan net nie 'n pa is nie. Ek het in 'n huis groot geraak met 'n pa, maar my pa was afwesig in my lewe. My pa het nooit vir my gesê vir my nie. Hy het nooit skool iets toe gekom nie. Hy het nooit langs 'n rugbyveld kom staan nie. Hy het gewerk en my ma geslaan. So ek het nooit 'n pa gehad nie. Ek het nie 'n pa gehad wat my gesê het wat moet ek doen met 'n meisietjie nie, wat ek nie mag doen nie. I didn't that. So vaderloosheid gaan nie net oor 'n pa wat nie fisies daar is nie. Dit gaan ook oor die pa wat daar is, maar wat nie deel is nie, wat nie leiding van sy is nie. Dit is onthou. Ag, ek kan so die storie vertel wat een van die ander kollegas van die Wolf se vader vertel. Sy naam is Erik Sonnepoel en hy is baie lief vir jag en visvang. Hy sê hulle sit by die jagveld en daar is iemand van 'n groot korporatiewe maatskappy saam met hulle en hy moet 'n virtuele kol vat want dis die einde van die jaar se finansies en hulle bel hom en hulle praat en hy roep die ander 3 manne. Hy sê, "Esie, manne, kyk net hoeveel miljoene rande se wins sluit ons die einde van die jaar af." En Erik se opmerking is, "Sjoe, waar het ek die bus gemis in my lewe?" En hulle sit om die vuur en is besig om te braai en hier lei dieselfde, kom ek noem hom nou maar die CEO, sy selfoon en hy staan op en hy stap weg en hy terugkom te sy trane. Vra Erik vir hom, "Wat is fout?" Hy sê, "Jy sal nie glo wat nou gebeur het. My 17-jarige seun het my vrou, het sy ma so aangerand dat hulle haar bykans vir die dood opgetel het. En hulle het hom nou toegesluit vir dwelms." Toe sê Erik, hy het al hierdie tools nou in sy toolbox van the world needs a father. Wat hy toe by die ou kan praat en sê, dis omdat jy nooit by die huis was. Presies wat Philip nou sê. Hy het net gewerk. Daai seun het langs die rugbyveld met sy kop so op sy arms gelê en toe Erik by hom verbystap en hy vra vir hom, want hulle is pelle met sy seun, vra vir hom, "Wat is fout?" Toe sê hy, "Oom, hoekom kom kyk my pa nooit as ek sport het?" So wat was die uiteinde? Daai vaderloosheid het gelei tot dwelms. Daai vaderloosheid het gelei dat die seun sy hand vir sy eie ma gelig het. Nou, hoekom wil ons altyd eers met mans begin? Want mans is die groot probleem. Ek het net nou so 'n bietjie 'n ander toon gehoor kom van ook van die vrouens. Ons kan nie die wêreld verander sonder dat die manne nie daarbey kom. Soos reeds gesê, die manne is die probleem. En as hier in Sutherland 50 manne
commit, dan kan hier 'n verandering kom. Ek het gisterand sommer vir Louis gevra oor die bevolking, en dis nou waar ek aan die 50 kom. In Malmesbury is dit so 'n bietjie meer. En as seuns nie manne word, dan kan die dorp nooit verander. As mans terugstaan en sê, ek wag vir my vrou om die leiding te neem, wat dikwels gebeur, dan het daai manne nog 'n boy saam en nie 'n man saam. Die impak van vaderloosheid en die probleem met paas is na COVID het daar 863 kinders, en ek het gisterand gesê van 10 tot 12, dis eintlik 9 tot 10, het 863 dogtertjies van 9 en 10 jaar kinders in die wêreld. Hoekom? Want die paas en die mans was by die huis. Dis hoe groot die probleem is. Ek spring sommer so eentjie aan. En in Malmesbury het ek en net al gesit en gedink, sjoe, hier's nog baie egskeidings. Mense wat ons ken, wat net kinders al groot is, goeie mense, wat net skei. En mense skei nie oor geld, oor gebrek aan kommunikasie en oor seks. Die hoofoorsaak oor mense wat skei, is vader en moederwonde, wat nooit in die verlede genees was nie, wat nou in die huwelik in botsing kom met mekaar. En Cassie het so 'n mooi storie, wat hy van hom en Jenny vertel, wat hy besef het, hier kom sy vaderwond, kom nou in botsing met Jenny se moederwond. En dat net in kort om dit te vertel, toe Jenny gebore is, het haar ma polio gehad. So sy was vir 'n lang tyd weggeneem van haar ma. En kort na haar ma teruggekom en toe sy weer swanger en toe sy weer 'n baba. So Jenny het nooit die geleentheid by haar ma gehad. Jy weet hoe sy ma kaddel, babatjie se lief, bond. En Cassie weer vertel hy moes 'n mondeling of iets opsê. En eers sy pa het hom gecoach, en hy was so goed, en toe vat die skoolhoof hom, loop hy van een klas na 'n ander klas, en hy doen nou die mondeling, en hy gaan doen dit by Stetford, is nou die nuwe moderne woord, en tree daar op. Hy sê, hy het nie daarvan wou nie, maar hy is toe 'n performer, en dis nie wat hy is nie. Vandag beskryf hy homself as 'n wynmaker. En hy kom en hy was in 'n gemeente waar daar baie ministers was en so almal kom die hele tyd net gekrik. Het hy nou reg gepreek en so meer. En hy kom by die huis eendag en hy's opgewonde en dit het goed gegaan met sy preek en hy wil net die Jenny met vir hom vrou, hoe het gegaan? Well done my man. Want dis hoe hy nou is. Jenny aan die ander kant is daar op 'n eie, sy is op 'n leen, want sy het nooit daai bonding gehad nie, en sy wil nie ophef maak van Cassie nie, sê, dit was haar moederwond, en hierdie was sy vaderwond, en dit het in botsing gekom mekaar, en eers daar het hulle dit besef, dit wat die probleem is. En dan, ons het nou 'n klein dogter wat 3 jaar oud is. En dis net vir my ongelooflik hoe 'n kind se brein ontwikkel tot op 3 jaar. Alles wat ons sê, alles wat ek net sê dat sy agter ouma in. En hulle het die studies gewys, die belangrikste 1000 dae in 'n kind se lewe is die eerste 1000 dae. Want dis waar jou karakter gevorm word. En die hele gedeelte gaan oor
van 0 tot 6 jaar, bonding met die ma, van 6 tot 11 jaar, baie belangrike rol wat die pa speel, en dan is daar gedeeltes van ma en pa, en dan op 13, die hele aangeleentheid van the rite of passage, en op 18, of op 21, dan weer, maar ek gaan nie nou baie daarop uitbrei nie, ek weet nie, Flip, of jy en Marcus dalk iets daarop wil sê. En as jy as 'n pa of ma by die huis is, Miskien moet ek iets sê. Op 'n stadium het Jobbie nog gesê tussen 6 en 11 speel die pa groot rol. En wat ons nie besef nie, as ek as pa nie daar is nie, en my dogtertjie het 'n probleem met seentjies wat haar betas, en mamma werk, waartoe gaan sy? Met wie gaan sy praat? Met haar onderwyser? Met wie gaan sy praat? of met die dokter Kilansa, Dr. Kilansa? En dis waar die probleem aankom. So die persoon met wie sy gaan praat daar, is die wolf, waarvan ons nie weet nie. Papa was nie daar nie. en dan, hoe kyk, wat is 'n kind se persepsie van God op 6 jaar? 'n kind sien God deur die oë van die kind op 6 jaar as dis hoe my pa is. God is soos my pa is, soos wat ek op 6 jaar Nou my dit gesê, na my pa ek kyk. kan sien na pa as God met 'n veld. Ja. Sure. En twee belangrike goed, nou in Engels uitgedruk, wat belangrik is vir kinders is belonging en value. Dat jy na waarde geag word in dit wat jy doen. En 90% van jou karakter word gevorm deur jou gevoelsbrein op die ouderdom van 6 tot 11 jaar. Sure. 90%. En dan, praat van 90%, as jou kind 17 jaar oud geword het jou kind 90% van sy ware tyd by jou klaar deurgebring. Van 18 jaar en op, wat hy die skool uitgaan, is dan net 10%. Ja. En 'n stukkie van die tronk sit nou draak in sy gevangenis eendag met die juveniles. En dan sit 'n 18-jariges, like die landsman. En ek en hy praat en hy sê toe hy 12 jaar oud was, terwyl hy soos sy pa ook 'n gangster word en hy word 'n American. En toe hy 17 is, toe sy pa nie tronk. Sy pa was 28 meter tronk. En hy besluit, maar ek wil ook soos my pa. Ek wil ook soos my pa nie tronk weet, want my pa is 'n man. En hy sit langs my daai dag, 18 jaar oud, met 'n lewenslange tronkstraf teen sy naam. Twee life sentences teen sy naam. 18 jaar oud, want hy wil soos sy pa wees. Hulle sê ons baie keer dogtertjies, vroue, soek 'n man soos haar pa was. So dit was 'n goed opstel. En die volgende was nog op my op 'n eye-opener dat boonbehalwe ouers vir die kinders geestelike leiding moet gee, moet ouers met kinders praat oor seks. Op watter ouderdom? Uit is too late. Vloek dit. 'n kind, 'n seun, moet kan sê, my pa was my seksuele ouers. Ek het dit nie gehad. Ek het soos Flip, maar by maters uitgevind, en dan hoor jy en vind verkeerde goed uit. Cassie was in die koshuis in Simonsberg op Stellenbosch. En toe reël hy 'n bidtuur. En toe daag daar 3 mense by die bidtuur op, in die koshuis. Toe sit hy op die kennisgewingbord op. Volgende week se bidtuur gaan hy praat oor masturbasie. Toe daag daar 200 op. Toe moet hulle nie meer in 'n kamer en toe moet hulle iets al beskryf, want dit is te veel. En toe sê hy vir hulle, ek weet nou hoe
hoekom julle hier is. Want julle kom soek 'n pa in my wat met julle hieroor moes gepraat het, wat nooit gebeur het. Dis hoekom julle wil dit hier kom. Maar as iemand praat oor masturbasie, dan daag hulle almal op. Ek moet my notas kyk, anders vergeet ek dit. I'm sure even now if we had advertised something else other than church, as ons seker sê is kerk, dan sou die self alreeds. Maar omdat dit geweet is met kerk, Ek kan sommer so 'n gedeelte oorslaan. Die gedeelte is oor vals manhood, vals fatherhood. Dat baie keer operate ons in die vals self, pleks van in die true self. En Cassie sê dit het met hom gebeur en jy kan suksesvol operate in die vals self, maar jy is nooit tevrede met jouself nie, want dit is vals. Eers toe Cassie van die performer, die storie wat ek net vertel het, dat hy beskou homself as 'n waymaker. En Cassie is nou 374 en hy het soveel energie soos ons almal saam. Want omdat hy in true self operate, raak hy nooit moeg nie. Ek meen op daai ouderdom om nog so aktief en funksioneel te wees. En Jenny, ek dink, is 3 jaar jonger as hy. Sy skryf nou, is dat haar eerste boek, of sy skryf nou onder andere 'n boek wat hulle nou eersdaags by die uitgewers moet ingee. Kan jy so 'n bietjie vir ons daaroor uitbrei oor die true self en die false self? Ek sal nog 'n bietjie meer daarvan hoor. Ek vir Marcus help kan, ek kon nou nie in my ander boek opkry nie. Kyk, 'n mens word ons gevorm in 'n verhouding, as kind in 'n verhouding met mense. En in daai verhouding ervaar jy of aanvaarding of verwerping. En meeste van ons ervaar maar verwerping, want jy is nie slim genoeg of vinnig genoeg of mooi genoeg nie. En dan in daai verwerping ontwikkel jy 'n persoonlikheid en 'n karakter wat op verwerping gebou is. En jy skep jouself 'n identiteit wat 'n valse identiteit is. Maar dus Psalm 27 vers 10 sê, hy sê my vader en my moeder het my verlaat. So jy kan jou hele lewe in daai verwerpingsverhouding waar jou pa en jou ma jou verwerp. En dan skep jy hierdie valse identiteit wat jy skep, waar jy identiteit soek in jou prestasie en in jou materiële besittings en so aan. Maar die tweede deel van die vers sê, maar die Here sal my aanneem. En is in daai verhouding van die Here sal my aanneem wat jy 'n ware identiteit vorm. Baie dankie, dit maak baie sin. My broer, ek is die oudste en dan my broertjie. Hy het al sy jare gesê ek was die wit ooitjie. Wat ek vandag moet sê ek was nie, maar hy het baie maklik gehuil. So, as ek hom sou terg en hy huil, dan het hy pak slaap kry. En toe eendag toe kom ek met my ouma en hy huil ook weer so, en my ouma sê vir hom, jy is nes Koos Okkie. Koos Okkie was 'n groot man daar aan die plek waar my ouma nog gebly het, wat almal kan gehuil het so my, as iemand hom skan huil. En toe raak hy Koos Okkie. En sy verhouding met my, daar was nooit 'n verhouding tussen my en hom daarna nie. Nie daarna nie, maar na ons uit die skool uit is. En dit is wat Marcus op gesê het, hy het sy identiteit het hy gaan soek. Ek gaan weg, en hy is gevangenis toe, Kroonstad toe, en hy is Durban toe, en hy het nooit met die res van die familie kontak gehad nie. Want hy wil vir homself wys, ek kan sonder hulle klaar. Ek sal hulle wys, ek kan sonder hulle klaar. En ek en hy seker 8 jaar terug, het ons regtig weer versoen, ek en hy. Na al die jare het hy hierdie ding teen hom gedra, teenoor my, want hy geglo ek nie wat ooit nie, en nie hy. So, jy trek daai valse identiteit so maklik aan,
en jy glo, ek is verwerp teen my familie, nou sal ek hulle wys. Ek kan sonder hulle praat. En dit het om jare geplaas. Die Satan beroof jou uit Absoluut. van hemel op aarde, né? Van hemel Absoluut. jou, ja, dit is verskriklik. Ja, ek dink dit het ook baie te doen met jy word die mens wat jy dink die ander mense wil hê. Ja, dit ook. Ja. En in plaas van om te wees wie God jou gemaak het om te wees. Ja. Jy mis jou doel, hoekom jy gemaak is, heeltemal. Ja. Jy onthou die seentjie van 18 jaar, né? Ja. Ja. Dit was definitief nie sy doel om 'n gangster te word nie. Ja. Maar Ja. Ja, vir jy masker. Hy is ook nie Ja. gemaak om 'n doel om 'n gangster te word. Die Here het hom nie gemaak om 'n gangster te word. ons doen dit nog as met die eer. Met die trom, ons gee vir elkeen 'n wit masker om op te sit, né? Wit masker. En dan moet hy sy vals identiteit op daai masker teken. Hy moet ook teken dan sy vals identiteit en op 'n stadium dan vat ons almal die maskers na ons noem dit 'n God box. En ons gooi dit binne die God box en sê that's done. Daai vals masker wat ek gedra het in die jare is nou verby. Ek gaan sommer net die storie van 'n familielid vertel wat 'n professor is by Stellenbosch en hy moet nou klaarmaak Januarie. En hy's 'n baie slim ou. En my suster bel vir my, dis my swaar, my suster bel vir my en sy sê hy sukkel. Want hy weet nie wat hy gaan doen nie. Sy identiteit lê daarin. Sy man wees lê daarin, of hy dink dit lê daarin. Ek is vir 30 jaar 'n professor. En my reaksie was heel eerste geweest. Dis nie waar hy sy identiteit moet kry of moet soek. Sy identiteit moet hy kry in die Here. En dit wat God op ons skaap. En dit is maar op elkeen van ons van toepassing. Dan kyk elkeen van ons moet daai pad stap. Kyk Jakob, sy pa Isak het hom ons geseën oor die eersgeboortereg. Nee, dit is nou joune en die Esau kry nou eintlik niks nie. Maar dit het vir hom 20 jaar gevat wat hy vir hom as vir Lea gekry het en Rachel gekry het en byvroue en kinders en vee en al daai goed wat hy sy identiteit daarin gevat het. En daai nag het hy met die engel gestoei en daar het hy al van die einde van homself gekom. Maar die engel van hom, die Here van hom gesê, jy het nou vir 20 jaar met mense gestoei. Nee, jou identiteit in hierdie kompetisie en versameling van goed, het jy vir jou identiteit gesoek. Maar daar het hy met die engel van die Here gestoei. En toe sê die Here, maar as jy jou oë net op my hou, dan verander ek jou naam van Jakob na Israel toe. So dit het om 20 jaar gevat om by daai uit te kom. En by ons val dit party nog langer. Ja, en uiteindelik toe daarna, dan het het toe na sy broer toe gaan, maar daai geskenk gegee en ook gesê, ons is hier as jou dienaar. So uiteindelik sy eersgeboortereg fisies die een daar teruggegee, na die stoei met die engel, want sy identiteit het verander. Ek kon nog nie sê hoe weer. Ek sê, as jy met nou verder lees daar, Ja. en hy moet soek, hy moet op 'n vrees, hier so moet die klomp mense, het moet nou aangekom dan. Ja. En hy moet op vrees gehad, want toe het hy die nag met die Here gestoei, en toe sy mense teruggestuur, en hy self het na Esau toe gegaan, en hy het vir hom daai groot geskenk gegee van 'n klomp vee en kamele en wat alles, en vir hom gesê, ons is hier om jou te dien. So hy het sy identiteit verander. Hy het die mens identiteit verruil vir goddelike identiteit, en toe het die materiële nie meer saak gemaak. Net so. Ja. Ek spring nou sommer net na moral authority toe. En as ons kom by morele autoriteit, moet die pa die vlag plant. Die pa moet sê, dis hoe dit gaan werk.
Dis hoe morele autoriteit is. En Matteus 3 vers 17 sê, This is my son, whom I love. With him I am well pleased. Listen to him. Morele autoriteit is gebaseer op daai vers in die Bybel. This is my son gee identiteit. Whom I love gee sekuriteit. Dink nou aan die oosip wat ek net nou gesê het, autoriteit, sekuriteit, identiteit en die ontwikkeling van potensiaal. With him I am well pleased.